Welkom by die luistermeditasies vir Koninkrykstyd. Vandag is Dinsdag, 1 Julie, en die teksgedeelte waarby ons stil staan is Galasiërs 5, vers 1 en vers 13 tot vers 25 in die 1983 vertaling. Ek nooi jou uit om opnuut stil te word, om met alles wat jy in hierdie oomblik dra, dit wat swaar voel, dit wat lig voel, weer na die Here toe te kom. Haal 'n paar keer diep asem en hoor die sagte uitnodiging van die Gees. Kom rus, kom luister, kom ontvang. Die gedig van Johan de Lange, die diensbaarheid van bome, word ook ons belydenis vandag. Gedenk hom wat lief was vir bome, vir die skrynende aromatiese klank as die boom onder vaardige hande sy natuur gedienstig aflê en tafel word, of laaikas, rusbank met gewronge poot, of stoel met 'n styl rug om 'n rug te stut. Op sy laaste tog het die kruis hout hom gedra, die stil olyf het donker nag van sy smart weggebring, en die dorings van die waggebietjie of withaak het sy woorde bloedwarm tuis gebring. Amen. Galasiërs 5 vers 1. Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder 'n slawejuk laat indwing nie. En dan vers 13. Julle broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle byt en verskeur mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit soeg voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al die dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle vroeër gewaarsku het. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Jesus Christus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Vir vryheid het Christus ons vrygemaak. Nie 'n vryheid van alles nie, maar 'n vryheid tot iets, tot liefde, tot 'n lewe in die Gees. Hierdie vryheid is nie 'n losbreek of 'n wegbreek van verantwoordelikheid nie, maar 'n vryheid om te beweeg na mekaar toe.
Vryheid wat ons rug draai op selfsug, maar ons gesigte draai na mekaar, na die een langs my, die een wat ook swaar dra, ook die een wat ek dalk maklik vermy. Die Gees roep ons nie om net anders te voel nie, maar om anders te leef, met liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Hier is nie 'n lys om af te merk nie, maar is vrugte van 'n lewe wat oorgegee is, 'n lewe wat ingeplant is, ingeënt is in Christus, en 'n lewe wat deur die Gees gevoed word. Dis 'n pad van vryheid, 'n pad wat met kruis en opstanding gemerk is, 'n pad wat daagliks van ons vra om die ou gewoontes af te lê en in die lig van die nuwe lewe te wandel. Ek wil jou uitnooi om in die lig van hierdie gedeelte vir 'n oomblik stil te staan en na te dink oor vryheid. Wat beteken vryheid vir jou in die lig van Christus se liefde? Ek wil jou uitnooi om na te dink ook oor die vrug van die Gees wat hier genoem word. Waar wil jy dalk spesifiek meer in groei? En hoe kan jy die Gees vra om jou te verdiep in jou identiteit in Christus? Die grond waaruit hierdie vrug voorkom. Dink ook hieroor na en praat met God in gebed hieroor. In die laaste tyd van stilte wil ek jou ook uitnooi om na te dink oor dit wat jy in jou lewe moet afsterf. Wat is die dinge wat eerder weggedoen mee moet word, sodat jy ruimte kan gee vir die Gees om iets nuuts te laat groei? Maak dalk 'n aantekening hieroor en dink ook bidtend hieroor na.
Kom ons bid saam. Gees van God, leer ons om in ons vryheid te leef, om dit te doen in die rigting van liefde. Lei ons voete weg van selfgeregtigheid en plant ons diep in U teenwoordigheid en liefde. Laat U vrug in ons lewe groei, stil, getrou en vol genade. Amen.